Voorsitter, ons lewe in 'n ongelooflike tegnologiese era, 'n tegnorevolusie. ChatGPT skryf boeke, sosiale media het soos 'n persoonlike CV geword. Ek dink aan TikTok, selfs die naam is slim. Tyd is alomteenwoordig en die geluid van 'n horlosie wat tik, 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 voel asof dit jou brein krap of kielie. Net so vang die TikTok-algoritme jou, want die woord beklemtoon ritme. Hoe anders kan 'n brein dan werk as jy nie 'n ritme volg nie? Hoe kan 'n hart klop sonder ritme? Hierdie ritme het ons ingesluk en nou is dit persoonlik. Ons verklik alles tydens hierdie tegnorevolusie sonder om 2 keer te dink. Jou algoritme het nie net selfvertroue nie. Jou algoritme pronk. Dames en here, wie ken jou beter? Jou algoritme hou alles dop. Jou gesin weet wanneer jou bedtyd is. Jou vriende weet wat jy tydens pouse by die snoepie bestel. Maar as jy 2 uur die oggend nie kan slaap nie en daai skermpie verlig jou kamer, weet jou algoritme presies wat jy wil sien of waarna jy wil kyk. Selfs Netflix weet dat jy eintlik meer van romantiese films hou, terwyl jy eerder gruwelfilms saam maats kyk. Selfs die video's wat jy pause. En waarom jy pause? Professor Matthew Cahill, gedragsanalis en hoofuitvoerende beampte van Percival Company, verduidelik op hul webblad dat almal 'n persoonlike algoritme het. Hierdie algoritme is vlamskerp en is konstant besig om persoonlike data te versamel. Die titel las volg: The Growing Influence of Algorithms, gepubliseer op die 6de Julie 2025. Elke liewe klik waaroor jy spyt is, jou algoritme weet en jou algoritme onthou. Dit beklemtoon my tweede pronkpodium. Mense vergeet. Tegnologie nie. Jou algoritme is nie aandagafleibaar soos die algemene leerder wat met ADHD gediagnoseer is nie. Hulle word ook nie verniet slimfone genoem nie. Jou gedrag word dopgehou en dis nie net oorweldigend nie, dis akkuraat. Dames en here, jou algoritme is basies aldersiende, want dit voorspel dinge waarvan jy self nie geweet het jy van sal hou nie. Op die webtuiste Insight Software lees ek die volgende artikel: Top Predictive Analytic Models van 25 Julie 2025. Hier vertel Andrea Burkhoff, wat 'n PhD in kunsmatige intelligensie het, dat jou algoritme jou persoonlik ken en dus so jou denke, idees en belangstellings kan voorspel. Tegnologie onthou elke Googleoer en ChatGPT gesprek. Na 'n lang week vra jou boetie of ouers dalk vir jou: waarna wil jy kyk? Jou algoritme sê: ek weet. Kom sit. Ek het nog nie eens tuisterende Temu of skaamtelose Shein genoem nie. Die malste of vreesaanjaendste ding is, jou algoritme was reg. Jou vriende ken jou gunsteling liedjie
Maar Spotify onthou en het reeds 'n hele snitlys geskep. Laastens kan mense jok vir vriende of familie, maar nie vir KI of Google nie. Hier pronk die algoritme soos 'n bombastiese vuvuzela, kliphard en trots. Daar is te veel waarheid in die algoritme en dis omdat ons hierdie algoritme voer. Hoeveel keer het jy al Shake It Off van Taylor Swift of Beautiful Things van Benson Boone speel? Jou foon weet. Adjunkprofessor Michael Weidenberg, programmeringsingenieur, skryf in die artikel op Polymathic Being van 26 Mei 2024, getiteld How to Train Your Algorithms, dat jou algoritme alles boekmerk wat jy opsoek, dat Google selfs jou sinne vir jou kan voltooi. Dr. Marissa Goldenstein, kindersielkundige, bevestig my standpunt op J Institute for Parenting van 17 April 2025, getiteld The Psychology of Why Children Lie. Sy vertel hoe maklik dit is om te lieg, maar 'n tegnologie dit net nog makliker maak. Filters wat gebruik word, skuilname ensovoorts. Sy sê, sosiale media is 'n transaksionele verhouding, maar 'n tegnologie die oorhand. Want ons jok nie vir Google nie. Dames en here, tegnologie, die internet, KI, is alles universeel. Dit oorskry selfs generasies, want ons almal het sosiale media, of dit nou tydlose TikTok, ouderdose Facebook of ikoniese Instagram is. Ons harte klop algoritmies. Al hierdie tegnologiese reuse ken ons persoonlik en heeltemal te goed. Dit laat ons vriende en familie soos vreemdelinge voel, want jou algoritme hou alles dop. Jou algoritme vergeet nie, en ons kan nie vir Google jok nie. Jou algoritme het nie net selfvertroue nie. Jou algoritme pronk. Dames en here, wie ken jou beter